welkom hier by ons en dankie dat jy ingeskakel het. My naam is Lisa van der Merwe en ek het onlangs Wellington toe getrek. Ek is saam met Cornus, dominee by Wellington Oos gemeente en ek kom oorspronklik van Nelspruit af, maar ek het hier by Stellenbosch geswat. Ek en my man Jason het so lekker hier ingeskakel en ons voel sommer klaar baie welkom. Ons is op hierdie stadium besig met die 40 dae en ons delf 'n bietjie dieper in die 6 gewoontes vir gesonde gelowiges. In week 1 het ons 'n bietjie verder gedelf in wat dit beteken om te glo en laasweek het ons bietjie gesels oor om te getuig en wat is ons getuienis. Vandag praat ons dan verder en ons praat oor die waarde om gehoorsaam te wees. Vanoggend lees ons dan uit Genesis 22 uit en dit is 'n storie van Abraham en waar God vir hom vra om sy geliefde seun Isak te offer. En Isak is regtig kosbaar vir Abraham. So die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, wat is vir jou kosbaar? Is dit goud of diamante, iets wat vir 'n land kosbaar is? Is dit dalk persoonlike verhoudings? Tyd saam met mense waarvoor jy lief is? Is dit dalk iets wat jy bymekaar gemaak het? Wat is vir jou kosbaar? En soos wat jy daaraan dink, kom ons lees saam. Ek lees uit die 2020 vertaling, Genesis 22 vers 1 tot 19. Na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. Abraham, het hy vir hom gesê en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, neem jou seun Isak, jou enigste wat jy liefhet, gaan dan na die gebied van Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys. Abraham het vroeg die volgende oggend sy donkie opgesaal, 2 van sy dienaars met hom saamgeneem en ook sy seun Isak. Hy het die hout vir 'n brandoffer gekloof, gereed gemaak en vertrek na die plek waaroor God met hom gepraat het. Op die 3de dag het Abraham opgekyk en die plek in die verte gesien. Toe sê Abraham vir sy dienaars, bly julle hier met die donkie. Ek en die seun wil daarheen gaan. Ons wil aanbid en sal dan na julle terugkom. Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak se skouer gesit. Hy het die kolevuur en die mes gevat. So het hulle 2 saamgeloop. Isak sê toe vir Abraham, sy vader, pa, en hy antwoord, ja my seun. Toe sê hy, hier is die kolevuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Abraham het geantwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 saamgeloop. Toe hulle aankom by die plek wat God vir hom gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggepak. Hy het sy seun Isak vasgebind en hom op die altaar neergelê bo op die hout. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag, maar die engel van die Here het na hom uit die hemel geroep en gesê, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Moenie 'n hand na die seun uitsteek nie, het hy gesê, en moenie enigiets aan hom doen nie, want nou weet ek dat jy vir God onsag het. Jy het nie jou seun, jou enigste, van my terughou nie. Toe Abraham opkyk, sien hy, daar is 'n enkele ram wat aan sy horings vasgevang is in 'n bos. Abraham gaan toe en neem die ram. Hy het hom as 'n brandoffer gebring in die plek van sy seun. Abraham het daardie plek genoem die Here voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal voorsien word. Die engel van die Here het daarna 'n tweede keer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, by myself sweer ek, is die uitspraak van die Here, omdat jy dit gedoen het en nie jou seun enigste van my terughou het nie, sal ek jou ryklik seën en jou nageslag so geweldig vermeerder, soos die sterre aan die hemelruim en soos die sand wat langs die seestrand is. Jou nageslag sal die stadspoorte van hulle vyande in besit neem. Al die nasies van die aarde sal wens om so geseën te wees soos jou nageslag, omdat jy my stem geluister het. Abraham het toe teruggekeer na sy dienaars en hulle het opgestaan en saam met hom na Berseba gegaan. Abraham het in Berseba bly woon. In Genesis 22 lees ons hierdie verhaal en dit bring 'n moeilike vraag by ons op. Hoekom sal God wat lief is vir ons, God wat goed is, vir Abraham vra om sy seun te offer?
En dis iets wat ons bietjie mee moet worstel. Hoekom sal God vir Abraham vra om sy kosbaarste ding vir hom terug te gee? Om dit te verstaan, moet ons ook bietjie dieper gaan kyk na die geskiedenis agter Genesis 22. Daar kan ons sien dat God al 'n lang pad met Abraham stap. In Genesis 12 lees ons dat God 'n belofte maak aan Abraham en vir hom sê dat hy sy nageslag soveel gaan maak soos die sterre. En hierdie belofte is goed en wel, maar op daai stadium het Abraham nog geen seun gehad nie. En Sara het intussen planne gemaak om 'n seun te kry en dit het nie uitgewerk nie en uiteindelik, na 'n lang gewag, is Isak daar. Is hy die vervulling van die belofte? Is hy die een in wie se hande die toekoms rus van Abraham se nageslag? En is vreemd want in Genesis 22 is daar hierdie spanning. Ewe skielik hierdie seun waarvoor lank gewag is, word dan die een wat Abraham moet offer. Dis ontstellend. Dit maak ons koppe krap. Ons wonder, wat bedoel die Here? Maar wat sien ons? Ons sien dat Abraham die volgende oggend opstaan, sy goed pak en gaan. En ons het nie regtig 'n idee van Abraham se gevoelens of wat hy gedink het nie, maar wat seker is dat hy dadelik gehoorsaam was. Dat hy selfs gehoorsaam was vir die 3 dae wat dit hulle gevat het om tot by die berg te kom, en ons kan onsself net vereenselwig met die moontlike wroging wat Abraham gehad het. Maar ten spyte daarvan vat hy die eerste tree en doen hy wat God van hom vra. En dan het ons ook die vraag van hoekom 'n kinderoffer? Is daar nie 'n ander offer wat God sy kon vra nie? En dit is belangrik dat ons kyk na die kultuur waarin hierdie storie afspeel. In daai tyd was offers baie belangrik. Daar was 'n klomp ander gode in die omliggende omgewing en hulle het baie keer offers verwag vir vertroosting, omdat mense bang is en selfs om iets terug te kry. Hulle het geglo dat as jy jou kosbaarste ding vir hierdie gode sou offer, dat hulle dit sal vermenigvuldig, dat hulle jou seëninge sal meer maak. En so het kinderoffers ook populêr geword. Mense sou hulle kinders, hulle nageslag, die een wat hulle toekoms inhou, offer aan hierdie gode, om iets te bewys daarvan dat hulle die God wil eer, maar om ook seëning terug te vang. En dis in hierdie milieu waar God dan vir Abraham vra, offer vir Isak. Maar wat baie belangrik is, wat ons hier moet verstaan, is dat God anders is as in die ander gode. God, in die einde van hierdie gedeelte, stop vir Abraham en sê vir hom dat hy nie Isak moet offer nie. En hier sien ons iets belangrik. God is anders. Hy vra nie van ons om ons kinders te offer nie. Hy het net ons gehoorsaamheid nodig. Hy is nie soos die ander gode van daardie tyd nie. Hy sê nie of keer nie goed dat ons mense moet opgee of doodmaak in sy naam nie. Hy is anders. En dan in die eerste gedeelte in vers 1, dan sê dit na verloop van tyd het God Abraham op die proef gestel. God toets vir Abraham. Hy kyk, is sy geloof sterk? Vertrou hy vir God? En dis nie 'n bose toets waar hy vir hom sê hy moet iets doen wat eintlik in 'n versoeking hom sal lei nie. Maar dis amper soos goud. Wanneer mens goud smelt, dan toets 'n mens of dit regtig goud is, of dit werklik is. Maar hier toets God vir Abraham. En dis in hierdie spanning waar ons dan die storie leer ken. Die lesers weet dat God Abraham toets, maar Abraham weet dit nog self nie. En dan sê Abraham, hier is ek. Hier is ek. En hierdie hier is ek herhaal homself ook in hierdie gedeelte. Wanneer God vir Abraham roep, sê Abraham, hier is ek. Later, wanneer Isak sy pa roep, dan sê hy, hier is ek. En aan die einde, wanneer die engel vir Abraham roep, dan sê hy, hier is ek. En hierdie hier is ek in Hebreëus is hineni. En dit beteken dat iemand teenwoordig en gereed is om te luister. Dit wys vir ons iets van Abraham se beskikbaarheid.
dat hy homself oopgestel het vir God om met hom te praat, dat hy sensitief was vir God, dat hy naby genoeg in 'n verhouding aan God gelewe het om sy stem te herken. En dan begin Abraham stap. Vroeg in die môre pak hy sy goed, maak hy die hout reg, kry hy sy dienaars en vir Isak en hulle gaan. En hier weet ons nie wat gaan gebeur nie, en Abraham weet op hierdie stadium nie hoe dinge gaan uitdra nie. En dan vra Isak vir sy pa 'n vraag, hy vra, ons het die hout en ons het die vuur, maar waar is die offer? En baie keer kyk ons dit mis, maar Isak het verstaan wat aangaan. Hy weet hoe offers werk. Hy kan sien dat hulle 'n offer gaan nodig hê. Hy's nie 'n kind wat net oorgelewer word nie, maar hy's 'n jong man wat sy pa help om die hout te dra, en hy het ook vra. En hy kan agterkom dat iets aan die gang is. En dan sê Abraham vir Isak, maar moenie worry nie, God gaan voorsien. Hy gaan die brandoffer gee. En hier weer eens sien ons Abraham se gehoorsaamheid, Abraham se vertroue in God. Hy vertrou volkome dat ongeag wat gaan gebeur, God in beheer is. God sien wat Abraham nie kan sien nie. God weet dat 'n ram gegee gaan word vir 'n offer. God weet wat die uiteinde gaan wees, maar Abraham nie. Voor Abraham vertrek, weet hy nie wat gaan gebeur nie. Wanneer hy by die berg op gaan, weet hy nie wat dit vir hom gaan inhou nie. Wanneer hy Isak selfs bind, is daar nog nie 'n uitkoms nie. Maar te midde daarvan vertrou hy dat God die groter prentjie sien. Dat God selfs in die middel van die belofte wat hy moet nakom oor die nageslag van Abraham en die opdrag wat nou op die tafel is, God alles sal laat reg uitwerk. En dan, in die klimaks van hierdie storie, dan sien ons dat daar 'n ram gegee is in plek van Isak. Abraham bou die altaar, hy bind vir Isak vas, hy sit vir Isak op die altaar, en in hierdie verhaal wag ons vir Abraham om nou vir Isak dood te maak, om vir Isak te offer. Maar die engel roep uit en sê dat Abraham moet stop, en dan is daar 'n uitweg. 'n Ram wat in sy horings aan 'n bos vas is, en Abraham vat die ram en hy offer hom. En hy hoef nie vir Isak dood te maak nie, want God voorsien. Daarna noem Abraham ook die plek waar hy die ram geoffer het, God sal voorsien. En dit is belangrik dat ons ook in die gehoorsaamheid van Abraham onsself sal herinner aan wie God is. God is die een wat voorsien. Hy is die een wat sien wat in die toekoms gebeur. Hy is die een wat die groter prentjie sien. Hy is die een wat ons en ons omstandighede sien. En hy is ook die een wat voorsien. En dit is belangrik om hierdie te verstaan wanneer ons dink aan gehoorsaamheid. Want uit Abraham se verhaal leer ons dat God van ons vra om gehoorsaam te wees voor ons kan sien. Voor ons kan sien waarheen ons op pad is, voor ons kan sien wat die uitkoms is, vra God van ons om die eerste tree te neem. Maar dit is nie al nie. In hierdie gehoorsaamheid kom die belofte uit dat God sien, dat hy weet, dat hy die plan ken en dat hy vir ons sal voorsien. En hy vra nie van ons om 'n onverantwoordelike of 'n blinde gehoorsaamheid te hê nie. Hy vra van ons om 'n noue verhouding met hom te hê. Ons ken sy stem. Ons leef saam met hom. En daarom weet ons ook wie God is. Ons weet ons kan hom vertrou want hy's goed. Hy kom altyd sy beloftes na. Hy's groot. Hy's heilig. En daarom ook weet ons dat hy sienend is. En ook wanneer ons dink aan Abraham se gehoorsaamheid, dan sien ons in die einde dat Abraham nie net moes gehoorsaam wees toe God gesê het gaan nie, maar dat hy ook moes gehoorsaam wees toe God sê stop. En dit wys vir ons dat gehoorsaamheid gepaard gaan met 'n sensitiwiteit vir God se stem. Dat ons konstant
moet luister na wat God sê. Nie die eerste ding moet volg wat God sê tot aan die einde toe en vergeet om verder God se instruksies te volg nie. Om elke tree van die pad afhanklik te wees van sy voorsiening, afhanklik te wees vir wat hy van ons sê en afhanklik te wees vir sy stem. En hierdie gehoorsaamheid beteken dan ook oorgawe. In die begin het ek vir jou gevra wat is vir jou kosbaar. En baie van ons sou gesê het ons kinders, of ons huwelik, of ons werk, of ons finansies, of enige ander ding wat in ons lewe kosbaar is. En vandag vra die storie van Abraham vir ons, is ons bereid om te doen wat God van ons vra, selfs al kos dit ons kosbaarste ding. En dis 'n liefde wat ons het. Maar hierdie liefde vir ons kosbare goeders verg 'n oorgawe. Is ons lief vir dit en is ons bereid om dit in God se hande te gee, of is ons so lief vir dit dat ons dit styf vashou, dit self wil beheer? Abraham wys vir ons dat daar 'n uitweg is, dat daar 'n ander manier van lewe is, dat gehoorsaamheid vra, dat selfs al kan ons nie sien nie, ons hande oop sal hou met ons kosbaarste besittings, ons kosbaarste verhoudings. Genesis 22 vra dan van ons, kan ons hierdie God waarmee ons in 'n noue verhouding staan vertrou? En kan ons vertroue dan in aksie oorskakel? Dat ons sal doen wat God van ons vra, al kos dit iets. Dat ons sal besef dat al kan ons nie sien nie, dat God sien, dat sy prentjie groter is. Dat gehoorsaamheid nie beteken om alles te verstaan of alles te kan uitklaar of logies te kan orde nie. Gehoorsaamheid beteken om sensitief vir God se stem te wees en te vertrou dat hy sal voorsien. Kom ons bid saam. Liewe Here, waar ons vandag weer eens net opnuut kom besef hoe groot U is, wil ons U daarvoor kom eer. Here, dankie dat U die God is wat voorsien. Dankie dat ons kan weet dat U sien voor ons nog kan sien. Dat U ons raak sien. Dat U ons omstandighede sien en weet wat ons nodig het. Here, en dankie dat ons ook in Abraham se verhaal vandag kan leer dat U ons help om gehoorsaam te wees. Dat gehoorsaamheid beteken om oor te gee, om te vertrou, om ten spyte van die feit dat ons nie kan sien nie, kan weet dat U goed is, dat U beloftes nakom. Here, in hierdie volgende week waar ons verder worstel met die waardes, mag ons ook hierdie waarde diep in ons harte hou en mag dit uitvloei in ons hande en ons voete. Mag ons nie net praat oor gehoorsaamheid nie, maar mag ons dit gaan uitlewe. Mag ons in aksie oorgaan, net soos wat Abraham gedoen het. En Here, ons vertrou U dat U ons sal lei en dat U ons sal help. Here, en wees saam met elke persoon wat vandag saam met ons deur hierdie teks gegaan het. Seën hulle waar hulle ook is. En Here, help hulle om sensitief te wees vir U stem. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Goed, mag jy 'n geseënde week verder hê en ek hoop regtig dat hierdie gehoorsaamheid in jou lewe sal gestalte neem en dat jy net soos Abraham sal gaan en sal luister vir wat God van jou vra.